Goeiedag. In hierdie video gaan ons kyk hoe ons 'n woordsom kan oplos en ons gaan grafieke gebruik, spesifiek 'n parabool, om ons te help om die antwoorde te kry op die vrae wat hulle vir ons gaan vra. Dit is 'n tipiese graad 11-12 som. Ons sien nie baie van hulle in handboeke nie, so kom ons werk gou hierdie enetjie saam deur. Hier staan geskryf dat gedurende die 2015 Wêreldbeker kriekettoernooi het die Suid-Afrikaanse kaptein, AB de Villiers, die bal met al sy mag geslaan. Nadat dit sy kol verlaat, word die hoogte van die bal bokant die grond in meter na x sekondes uitgedruk as, en dan gee hulle vir ons hierdie, sommer sien dit lyk soos 'n paraboolse vergelyking, né? Ek het hom hier vir ons geteken, so ek gaan 'n bietjie agteruit werk om vir jou te verduidelik hoe alles nou werk. Stop die video en lees hierdie storie so 'n paar keer deur. Ek het nou al klaar die inligting uitgehaal. Eerstens het ons hier 'n vergelyking waarmee ons gaan werk. Dan het hulle gesê h is die hoogte in meter en x sal dan wees tyd in sekondes. Ek vergeet hierdie hele storie en gaan teken net my parabool. By enige woordsom waar 'n paraboolse vergelyking betrokke is, werk ons die normale parabool uit en teken hom en vee na die tyd van die goeters uit. So wat ons gewoonlik uitwerk by 'n paraboolse skets, is ons werk eerstens sy y-afsnit uit deur x0 te maak, dan werk ons sy draaipunt uit met hierdie formule of met vierkantsvoltooiing, en dan werk ons sy x-afsnit uit as daar is. So AB de Villiers gaan gou 'n bietjie koffie drink, terwyl ons die parabool vir hom teken. Kyk gerus na die video, skets parabool graad 11 en 12, en dan gaan oefen jy weer om jou parabool te teken. Ek aanvaar jy kan dit nou doen, so ons gaan eers die y-afsnit uitwerk. Ons vat die oorspronklike vergelyking. Hier staan ons maak x0, so ons maak al ons x in 0, dan kry ons die antwoord y is 0, so ons koördinaat gaan wees 0 en 0 vir ons y-afsnit. Tweede werk ons die draaipunt uit, en die x van die draaipunt is minus b op 2a. As ek dan daai getalle van die vergelyking af hierin vervang, kry ons die waarde dat die x van die draaipunt is dan 2. Dan vervang ek hierdie 2 terug in die oorspronklike vergelyking in om die y-waarde te kry. Hier het ek dit dan gedoen. Ek kry die antwoord is 4 is die y-waarde van die draaipunt. Skryf ek die koördinaat ook neer. Dan werk ek die x-afsnitte uit deur y0 te maak. Dit sal dan so lyk en dan kry ek my 2 x-waardes, x is gelyk aan 0 en x is gelyk aan 4. Ek doen nie nou, ek wys nie vir jou die berekeninge nie, ons is met 'n woordsom besig, so hierdie moet jy reeds ken. So my 1 x-afsnit is 0, my ander x-afsnit is 4. Indien jy jou parabool dan gaan teken, sal hy dan so lyk. Maar nou die belangrike ding by woordsomme. Wanneer ons met woordsomme werk, werk ons met regte goeters. So ons gaan net werk in die eerste kwadrant. En enigiets wat buite die eerste kwadrant val, gaan ek uitvee. Nou moet jy kreatief na hierdie parabool gaan kyk. Eerstens is die tyd wat ons hiermee werk, onder is die tyd in sekondes, en hier is die hoogte wat die bal gaan trek. So die maksimum hoogte wat die bal gaan trek is 4 meter, wat ons in die begin gesê, die hoogte gaan in meter wees, die tyd gaan in sekondes wees. So op 0 sekondes, wanneer die bal die kolf tref, is die hoogte ook 0, voordat die kolf verlaat. Dan trek die bal deur die lug en hy gaan al hoër en hoër, soos die tyd aanstap. En dan op 2 sekondes is hy op sy hoogste, op 4 meter, en dan op 3 sekondes is hy weer op die pad af, en op 4 sekondes slaan hy die grond en hy rol, dan is daar geen hoogte meer nie. So ons kan nie deur die x-as gaan nie, en ons kan nie deur die x en die y-as gaan nie. So ons werk met 'n woordsom altyd in die eerste kwadrant, sonder dat wat vir jou hoef te sê. So jy moet nou jou paraboolse reëls, moet jy nou hierdie nuwe reëls by gaan aanpas. Ons werk in die eerste kwadrant, en ons werk nie buite die eerste kwadrant nie. Jy moet nou verstaan, dat ons die hoogte so gaan lees, op en af. So hierso was die hoogte 0, op 2 plekke. Eerstens toe hy die kolf getref het, was hy 0, en toe hy na 4 sekondes die grond tref, was die hoogte 0. En ons hoogte werk, soos ek nou net gesê het, so tot by 4 meter, ag, en nie hoër as 4 meter nie. Dan moet jy verstaan, dat hier het ons nog geen sekondes nie, so daar is ook nog geen hoogte nie, en dan na so halwe sekonde is hy op die pad op, 1 sekonde is hy hier, 2 sekondes op sy hoogste, 3 sekondes is hy weer op pad af, en 4 sekondes slaan hy die grond. So gaan ons die tyd lees, en andersom het ons nou gesê die hoogte, né? So die eerste vraag is, wat is die maksimum hoogte van hierdie bal? Dan is die antwoord 4 meter, dit het ons al reeds bespreek. Die volgende vraag is dan, wat is die definisie versameling? Het is belangrik hier dat jy nou insien dat ons nou beperkings begin kry. Hierdie parabool kan nie afgaan en afgaan hierson nie. So hy kan net werk van 0 af tot by 4. Indien ons 'n 5 vat en invervang in ons vergelyking, gaan ons negatiewe antwoorde kry en die bal kan tog nie in die grond in 'n negatiewe hoogte bereik nie. So ons gaan net werk
van 0 tot by 4. Ons kan dit in intervalnotasie of in versameling kedernotasie skryf, die een wat jy van hou. Ek het in die begin van die video gesê, ons sal vinnig kyk na vierkantsvoltooiing. So wat ek hier vinnig gedoen het, is ek het hierdie vergelyking gevat, toe ek hom met vierkantsvoltooiing oorgeskryf op 'n ander manier, om dan ook jou draaipunt te kry. Jy haal eers 'n minus uit, dan vat jy die minus 4 voor die x, deel hom deur 2 en kwadreer hom en skryf die antwoord hier neer. Dan omdat ek 'n 4 hier bygetel het, trek ek weer die 4 af, dan skryf ek hierdie stap neer, en dan maal ek die minus net in die hakie in, om hierdie finale antwoord te kry. Nou hier het ons dus 'n ander manier om hierdie ou te skryf. Dan kan ek van hier af ook my draaipunt kry. Hierdie min 2 word ons 'n plus 2 by my draaipunt, en die plus 4 bly 'n plus 4 wat ons in die begin van die video al uitgewerk het. Dan behoort die sterker delinge te verstaan, wat ook hier geskryf staan, dat hierdie uitdrukking hierso is kleiner en gelyk aan 4. En daarom weet ons dat die maksimum hoogte 4 is, maar baie min mense gaan so diep in die wiskunde in. Ons sal 'n videoetjie maak wat vir jou sê, hoe beïnvloed 'n kwadraat 'n uitdrukking. Dan sal ons dit verduidelik. Dui asseblief aan of jy van die video gehou het, al dan nie, en teken aan op die kanaal asseblief. Jy kan ook, indien daar iets is wat jy onseker oor is, 'n boodskap of 'n WhatsApp stuur na hierdie nommer toe, en dan sal ons kyk wat jy vra, en 'n videoetjie maak en verniet plaas op hierdie kanaal, sodat ander mense kan baat vind by wat jy vra.